Hallo, ek is Meandra. Ek is 'n ma, ek is 'n dogter, ek is 'n skoondogter. Ek het nog nie die titel van ouma nie. Maar ek is op 'n lewensreis om 'n beter lewe met my geestelike gesondheid en met my geloof 'n pad aan te durf. En ek het op 'n stukkie goud afgekom. Die boek se naam is Maak my 'n fonteinvrou, Heer. Ek wil vir ons daagliks 'n stukkie hoop uit hierdie boek uithaal, saam met 'n Bybelvers wat daarmee saamgaan. Ek begin met die eerste gedeelte en dit is hierdie ondraaglike dors uit Eksodus 17 vers 1 tot 7. Ek is geseënd met 'n baie ou Bybel en ek hanteer hom soos goud, want dit is baie spesiaal. Eksodus 17 vers 1 tot 7, water uit die rots. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek in die woestyn Sin getrek en laar opgeslaan in Rafidim, en daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink, maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom soek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom? En Moses het die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. Toe antwoord die Here Moses, trek voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam en neem jou staf daarmee, jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen, voor die oë van die oudste van Israel. En die plek genoem Massa en Meriba, vanweë die twis van die kinders van Israel, en omdat hulle die Here versoek het, deur te sê, is die Here onder ons of nie? Die skriflesing uit die Bybelvers uit is Eksodus 17 vers 3. Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyd, waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Die dagstuk gaan soos volg. Het julle geweet die woord Refidim beteken rusplek? Dink net hoe die Israelitiese vroue met hulle aankoms by Refidim gevoel het. Stowwerig, gedaan, bekommerd, oor die moegheid op hul bejaarde ouers se gesigte, in vertwyfeling oor die tog waarop hulle hul gegewe het, begewe het. Refidim moes 'n rusplek wees. Toe is daar nie water nie. Deesdae voel ons dikwels so. Ons reël 'n tweede witbrood en ons baklei die naweek om. Ons gaan kuier as weduwee of alleenloper.
by getroude kinders of vriendin en haar eggenoot. En binne die eerste uur betwyfel ons die wysheid van die onderneming. Daar is net ou herinneringe aan die gevoel van in die pad wees. Ons sit as pasgeskeide vrou agter in 'n kerk in 'n nuwe gemeente. Word in die hart van die gemeente verwelkom en ontdek. Die gemeente se hart klop baie floutjies. Die preek, wat tog die boodskap van die lewende God aan stofmense moet wees, word so klinies, so sonder warmte, so onintelligente aangebied, dat jy, soos die Israeliete by Refidim, in duie stort. Jy is in die woestyn en daar is nie water nie. Dalk weet jy net dat jy op geestelike gebied in die woestyn is, deur jou eie te doen as gevolg van die stryd om net te oorleef. Jy het byna geen binnekamerlewe nie en sou jy probeer om iets van die gemeenskap met God in die gebed terug te vind, bly die hemel geslote. Of so voel dit. Kan 'n vrou in 'n tyd soos hierdie 'n fonteinvrou wees? Die antwoord moet ja wees. Nee, moet dit nie so doodgewoon sê nie. Kom ons sê, die antwoord moet ja wees. Hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4. Broers, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was, en almal veilig deur die see gegaan het. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots, wat met hulle saamgaan. Die rots was Christus. Ons gebed. Here, laat my glo dat die woestyn en die dors by U ophou. Ons sekerheid, die rots is Christus. Stap hierdie pad saam met my en word 'n fonteinvrou saam met my. En ek sien jou weer.